Goeienaand vriende. Ek groet u in die mooie naam van ons verlosser en zaligmaker. Sy naam is Jesus Christus. En hierdie week het hy een begeerte op die ander. En dit is om ons in die hemel te kry. Is u bly om hier te wees? Weet u wat? Rivier sonder eind is eintlik bederf. As baie dorpe waar mense nou hierdie tyd van die jaar sit en kerm en kla, want hulle is nou arm en die Kersfees is verby en nuwe jaar is verby. En hier begin die dorp se jaar baie geseënd. Die Here gee moed. Die Here seën. Die Here bring hoop. So 2011 is dit vir u so donker, soos in ander dorpe moontlik waar mense nou aan die son sit en dink, hoe waar lê einde Januarie. U is bevoorreg vanaand om hier te sê, dankie Here, u lewe. U het ons dorp gemerk. U het mense gestuur uit die Oos-Kaap, uit die Suid-Kaap, uit die Wes-Kaap. U ken ons. U weet van ons. U stel belang aan ons, omdat u ons lief het. Is hy nie 'n wonderlike God nie? Ons is hier, omdat ons na Rivier sonder eind se rivier toe gekom het. Ons is hier, omdat ons hoor u hulle te lagoon wat ons moet gaan kyk. Om die waarheid te sê, ons weet nog nie regtig hoe lyk die dorpie. Ons is hier gestuur in die naam. Ons kan nou by Hermanus op die strand geleed, maar God is besorgd oor jou, my vriend. En hy het van my en hierdie ander geliefdes uit sonde gered om u vanaand te bedien. Die afgelope kere het ons gesels oor Jesus se begeerte van my en vir u. By die eerste geleentheid was daar gesê, Jesus het 'n begeerte dat ons hom moet ken. Nou, as jy Jesus leer ken vir wie hy is, sal jy nie kan anders as om hom lief te kry nie. En as jy hom lief kry, my vriend, sal jy nie kan anders as om hom te dien nie. Is jy saam met my? Nou die volgende begeerte het Jesus gesê, is goed as jy my ken, want ek weet as jy my ken. As jy my ken en jy raak lief vir my, sal jy na die slotsom toe kom waar jy sê, ek ag alles skade om Jesus as wins te verkry. Here, ek wil nie meer hy lewe hê van 'n ou gewone kerkmens, ek is net kerk. Ek wil Jesus hê. Jy sê, Here, ek wil nie meer hy afvallige lewe hê van ander mense blameer. Nee, die kerk is te so en so. Ek is moeg van afvalligheid. Gee my Jesus. Here, ek is moeg daarvan om 'n ongelowige te wees wat agter hierdie wêreld en sy dinge aanloop. Gee my Jesus. My begeerte, vriende, my begeerte is om Jesus as wins te verkry en om alles van hierdie wêreld en almal as drek te beskou, sê die Bybel. Het jy al by die punt gekom? Waar Jesus kom kosbaarder as jou ma word. Waar Jesus kosbaarder as jou paaste is. Waar Jesus kosbaarder as priester, en onder die diaken, en oudie, en manlief, en mama so babiekie geraak het, is Jesus alles vir jou. Dis sy begeerte vir u, my vriend. Dat Jesus, die man wat Golgotha toe gekom het, jy moet sy naam Jesus noem, want hy is hier om sondaars te kom losmaak. Vir hom moet ons alle skade ag,
om hom as wins te verkry. Nou vanaand se boodskap, vandag se hierdie boodskap is veronderstel om eintlik 'n begrafnisdiens te wees. Ek verstaan in hierdie vertrek is daar heelwat begrafnisse. En miskien was ook u nog nie aan die aand by 'n begrafnis nie. Vir die bangerige mense, ons gaan vanaand in die aand begrafnis hou. Ek weet nie vir wie hulle eintlik bang is, want my Bybel sê as die dood te slaap die. Ek hoor eens mense wat sê, hulle wonder hoe slaap ons in die aand, ons slaap hier waar die kuste staan. Ons is nie bang nie, want die Bybel leer ons as die dood dan slaap die. En ons is ook nie bang vir die duiwel en sy geeste nie, want die God wat ons dien is magtig. Hy leef! Ek sal my engele aangaande jou bevel gee. Op die roep van die naam van Jesus sidder die duiwel. So as jy worry oor ons slaap gerus, want ons snorkel. Ons hou begrafnis vanaand, vriende. Jesus se begeerte vir ons in hierdie aand hier is om aan hom gelykvormig te word aan sy dood. Wat bedoel die Bybel? Kom ons lees die Bybel. Ek gaan 2 gedeeltes uit die Bybel lees en ons gaan rondom die gedeeltes praat. Ek lees vir u Filippense 3 vers 10 en Romeine 6. Ek gaan eers lees Filippense 3 vers 10. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Ons gedeelte van oordenking is terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Nou om lig hier op te werp, lees ons nou Romeine 6 vanaf vers 1 tot vers 13. Ek gaan dit nou een keer lees en dan sal ons weet ons praat binne in hierdie gedagte. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het. Hoor jy, hoe kom die dood deur? Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe. Ons hou begrafnis vanaand. Deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons die ouwe mens saam gekruisig het, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. Luister mooi, vriende. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Luister mooi vers 10. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde vir eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus. Die Bybel praat van heel wat konsepte hier wat ons vanaand sal oor gesels. U sal oplet, vriende, ons hou af om die woord van die Here uit te lig. Ons vertel die storieetjies, in ene was daar gewees, ons is hier om Jesus se woord te open. Daar's genoeg misleiding in die wêreld. Daar's genoeg eie wee. Daar's genoeg dwaalleer in ons dag. En daarom gaan ons vanaand te staan neem op grond van God se woord. Die Bybel praat van dood, van doop,
van gelykvormigheid aan sy dood, van begrawe, van opstanding, van doodwees vir sonde, van lewend vir God. Waarop kom dit alles te neer? Onthou jy, toe jy julle jonger was, van ek kan onthou, as jy nou met 'n meisie uitgaan, né? As jy met 'n meisie uitgaan in die jongspan, en sy sê jou af, nou is jy kwaad, en jy wil haar nog gehad het. Nou, as die mense vra, gaan julle twee nie meer uit nie? Nee, ek voel niks meer van hom nie. My gevoel is dood. Sê ons ook hier so, hy gevoel wat ek gehad het is dood. Om die waarheid te sê, wat my betref, hy is dood vir my. Hy bestaan nie vir my nie. Hulle sê my so as hulle kwaad is. Wat my betref is sy dood. Nou wat probeer die Bybel sê rondom sonde? Romeine 6:10 sê, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde gesterwe. Vir eens en vir altyd het Jesus dood gegaan vir sonde, en toe hy leef weer leef, die sondagmôre toe hy opstaan, toe leef hy vir God. Nou ons wat verlief was, luister mooi, ons wat verlief was, is gou om dood te gaan vir 'n liefdesverhouding wat nie uitwerk nie, maar as ons so gou om dood te gaan vir sonde. Ek vra, as ons gou om dood te gaan vir sonde, soos die Bybel sê, Jesus het vir eens en vir altyd dood gegaan vir sonde. My vriende, voordat ons regtig van sonde kan praat, moet ons eers vir onsself vra, wat is sonde? En ons kan ook nie antwoord nie, want ons is hier met ons eie goed nie, laat die Bybel vir ons antwoord. Die woord van die Here sê vir ons, in 1 Johannes 3 vers 4, elkeen wat sonde doen, doen ook wetteloosheid. Want sonde is wetteloosheid. Vers 8 sê, hy wat sonde doen, luister kerkmense, luister gelowiges, die Bybel sê, hy wat sonde doen, is uit die duiwel. Nie van my sê ek is uit die duiwel, die vee is voor jou eie deur. So sê ons, ek is so bly, ek sê nie so, die woord van die Here sê, as jy sonde doen, is jy uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af, en vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Prys die wonderlike naam. Jesus se begeerte vanaand is dat ons aan Christus gelykvormig word aan sy dood. Hy moet dood gegaan word vanaand, vandag, in hierdie uur van die dag vir sonde. As jy hart nou 'n pyn kry, waar jy oor dood gaan. Here, my kinders is nog klein, asseblief, asseblief. Wat 'n steek is die, wat 'n steek is die. Ek kan nie nou al gaan nie. Jy wil nie sterwe nie. Jy wil nie nou al dood gaan nie. En vir sonde wil vele glad nie dood gaan nie. Sonde, sê die Bybel, is wetteloosheid. En die Bybel sê, ons moet aan sy dood gelykvormig word, en ons moet vir sonde sterwe. Want weet jy wat? As jy nie vir sonde sterwe nie, sal jy beslis in sonde sterwe.
Is jy saam met my? Wanneer jy in sonde sterwe, is jy verlore. En jou kus kan maar hier kom staan. En jou beste maatjie kan maar die beste hulde bly kom bring. As jy in sonde dood is, hy ryker kan maar lê van jou kop tot jou tone. Hulle kan maar drill soos die brigade hier af met jou. En ons kan ook sê, die man se begrafnis gesien. As jy in sonde sterwe, sal jou oë in die verderf oopmaak. Daarom waarsku Jesus deur sy woord vandag, sterwe liewers vir sonde as in sonde. As jy in sonde sterf, is jy verlore. As jy vir sonde sterf, dan word jy aan Jesus gelykvormig aan sy dood, want hy het vir sonde gesterwe, vir eens en vir altyd. My vriende, wat sê die Bybel omtrent sonde in Romeine 3 vers 23? Ons almal het gesondig. Baie keer is dit so dat 'n mens hoor gelowiges praat sommer van ander mense. Jy jou sondaar, wanneer gaan jy regkom? Jy's 'n sondaar. Jy moet nie Here dit sê dien man. Daarvoor waar jy so mee jou gaan. My Bybel sê almal het gesondig en ons ontbreek aan die heerlikheid van God. En my Bybel sê in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde. Weet jy wat is loon? Loon is iets wat jy kry as jy gewerk het. Jou loon is jou wages, is jou pay. En die Bybel sê, as jy pay dag, as jy gesondig het, dan pay jy dood. Jy het gewerk om dood te gaan. God se genade is vry, maar om hel toe te gaan, moet jy werk om in die hel te beland. Want your wages is death. Psalm 51 vers 7 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Toe hy ou pragtige ou babietjie uitkom, broerstander, toe sê hy maar net 'n ou klein sondaartjie. Oh, maase, as 'n sondaartjie. Wil jy stry saam met my? Ek het self kinders, toe hulle nog so klein was, en hulle vat iets. Wie het hy dan gevat? Is die ekie, daddy. Het ek hom leer lieg? Hy is gebore met die kwaal. Het jy ook klein sondaartjies daar by die huis rond? Wat, ons sê, hulle is toch poenankies. Luister, as hy vloek, as hy sê, my kind wil nie so vloekie. Sonde is besig om te groei in sy hart. Nou sê 'n tiener kom word en hy gee jou antwoorde. Wat my keer die kind, hy raak in die bediening groot, onder die stoele, op die banke, kyk hoe gaat hy nou aan, toe hy klein was, toe lag hy vir sy kwaal. Want as hy klein is en sy borst trek toe, dan ras hy vir die hospitaal, want my kind se lewe, maar sy ewige lewe is 'n grap vir jou. In sonde is ons gebore, daarom sê die Bybel, jy moet weer gebore word. Hy eerste geboorte gaan nie vir jou help nie. Pastor se kind, ouderling se kind, ons raak groot binne in die kerk, ons slaap hier op die altaar, dit help nie, jy moet weer gebore word. Luister wat sê Jakobus. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoekie. Ons praat oor sonde. Want God kan nie deur die kwaad versoek word, en self versoek hy niemand nie. Partykeer kom Lola iemand by jou, as jy hy kyk hoe versoek die Here my nou. Nee, die Here werk nie met die duiwel nie. Die Bybel sê elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid
weggesleep en verlok word, alles begin moet jy neem waar. Jy sien, jy is my sy. Jy hoor hy beat. Hoe lekker ryke daar, ek wil gaan kyk. Jou sintuie vertel jou en jy word deur jou eie begeerlikheid weggesleep en weggelok en dan loop jy agter die sonde, want dit lyk mos nou lekker. En nou wanneer die sonde, sê die Bybel, wanneer die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring het die dood voor. Dan sê die Bybel, moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Ons word gelok deur sonde, en wanneer ons in 'n penarie is, as gevolg van ons eie begeerlikheid, hoekom, Here? Hoekom ek? Hoe kan jy dit toelaat oor my? Maar ek vergeet hoe dit gekook hier in my hart. Ons moet ophou vir God blameer wat hom nie toekom nie. Jou kind begeer agter die plesier van die wêreld. Hy kom by die tewe en hulle steek hom dood. Nou sê mens in die kerke, wees jy nou die bedieningdiens. As sê hulle, ek praat nou nie van kerke nie, ek praat van die Christendom. Hou hulle nou diens, sing hulle, wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Nou ek weet nie of die Here by die tewe mense doodsteek nie. Ons sê, jou sitplek is leeg, ons gaan jou mis, wat die Here gedoen het. Die Here kry nou die blaam vir hierdie kind, wie se begeerlikheid hom weggelok het. Sy sonde het die dood gebaar. Hy moet 'n liefdevolle God die blaam kry, en die Satan jubel. Ons moet oplet wat ons doen, geliefdes. Sonde is nie net sleg vir ons nie. Sonde is dodelik. Kom ek vertel jy gou nog 'n dingetjie van sonde. Ek kom ons ook uit die wêreld uit. Soos ek sonde ervaar, sonde, my vriend, lyk nie is baie aantreklik. Is dit so? Het lyk baie cool. Lyk nie so sleg nie. Nou gaan jy 'n bietjie nader, dit trek jou, dit lok jou uit, en as jy haar kom en sien jy, dis baie nice. Dit lyk regtig waar nie so bad nie. Om die waarheid te sê, dit gryp my aan. Dis aantreklik. En as jy begin met hy sondige gewoonte, dis baie opwindend. My broer, jy moet haar gewis het, jong. Jy kan nie slaap Vrydag, as dit Vrydag raak, jy kan nie wag nie, want die opwinding borrel in jou hart, sonde roep. En kort voor lank, na die opwinding, kom die, luister mooi jong mense, na die opwinding, kom die verslawing. Nou kan jy nie meer sê, ek dink ek sal gaan nie, jy het nie 'n keuse nie, jy is 'n slaaf, jy sal gaan. Soos hy twakpil, toe jy hom eerste keer gerook het, kyk ek rook ook nou, nee ek wil nie meer nie, maar nou is jy nie meer daar nie, jy moet hom vat, jy moet opstaan, as jy oop in die oggend, en dan gaat jou hande so, en jou hande is hier, en jy soek hy metsie, want hy twakpil roep. Dat het begin by cool lyk, maar nou is jy 'n slaaf. Nou as jy klaar slaaf is, jong mense vra vir my, ek het 10 jaar by 'n TB hospitaal gewerk. Jy's nou heel cool. Ai my broer, jy sien. Maar as hy verslawing met jou klaar is, dan moet jy kon eet. Jy het die asem meer nie. Sorry meneer, hoe oud is jy? Nee, ek is nou eers 32. Gedaan! Sonde is vernietigend. Jong mense sterwe as gevolg, party onskuldig, maar sommige of heel wat as gevolg van losbandigheid. Ek het my nou vir hom, hy is so smaak, almal wil hom hê. Kort voor lank, het jy gehoor? Hy is ook nou siek, maar nie so sê nie.
Hy kind van 26 het gesterf. Sy 2 kindertjies sê, hulle is nou 2 en 3 jaar oud. Sonde het die dood gebaar. Dat het begin moet smaad lyk. En het eindig op 'n bed wat jy soos 'n geraamte lyk. Ek praat van mense wat ek self gesien lei het. Ons wil nie oor die goed praat nie, want dit voel nie lekker nie. Maar ons moet sonde uitwys, sodat ons na God kan vlug. So kan ons aangaan en aangaan. Ek kan vir jy net sê, sonde maak dat jy nog een houding van, ja, maar allemaal doen het, man. Jy is klaar bezig om achteruit te gaan, had jy nog altyd verskonings vir sonde. Had blameer jy nog altyd ander mense vir jou sonde. Sonde is soos dryfsand. Hoe harder jy probeer uitkom, hoe dieper sink jy. Jy het 'n verlosser nodig. As net een arm. Baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. The reason I sing, 'cause Jesus came down and he lifted me up. My vriende, is Jesus se werk om ons van sonde te verlos. Sonde maak dat jy van God weghardloop. Vra vir Adam en Eva. Sonde maak dat jy wegkruip as daar diens by jou huis is. Vra vir Adam en Eva. Sonde maak dat jy vir God kan sê, nee God, ek is aan nie reg vir u teenwoordigheid, ek is aan te kaal. My sonde is aan regtig water in die oog. Vra vir Adam en Eva. Sonde maak dat jy sê, is nie my skuld nie, is die slang se skuld. Here, 'n mens kan nie, broer, asseblief, 'n mens kan nie die Here dien met so 'n man nie. Jy kan vir jouself sien, kyk hoe lyk hy. Partykeer sê jy suster nog, kyk hoe lyk die ding. As dit so, want jy mos nou nie in die diens, so jy hoef nou nie so smaak te wees nie. Praat ek die waarheid? Want hy sê my iets, hy sê 'n broer, hy sê my nee daar. En 'n mens kan nie die Here reg dien met hom nie. Sonde blameer ander, soos Adam en Eva die slang. Eva is Adam, Here, is die vrou wat u my gegee het, wat nou vir my in die ding het. Ons is nog altyd so, want is eie aan sonde. Ons verstaan nou, dat sonde rampspoedig is, dat sonde doodmaak, jong mense. Daar is nie 'n ander pad met sonde nie, is 'n afgrondspad. Daarom sê Matteus, iemand het gekom. Jy moet sy naam Jesus noem. Want hierdie dodelike kwaal, hy is die antwoord. Geld kan dit nie koop nie. My genade is vir jou genoeg. Markus sê, hierdie antwoord het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Om sy lewe te gee, want ek ly aan 'n dodelike kwaal, sodat ek kan lewe. En vir ons wat vanaand ver gedwaal het, my vriend, iemand het gekom om te soek en te red. Die Here ruk ons uit sonde uit. Hy red ons, hy plaas ons voete op 'n hoë rots, hy gee ons 'n lied in die hart en hy sê, Hilton, ek soek jou in rivier sonne-end. Ek soek jou op die lig. Jy het nodig om vir almal te vertel, Jesus red, Jesus red. Johannes 3 vers 16. Alles is moontlik as gevolg van liefde. Het jy vanaand 'n behoefte aan liefde, my kind? Moenie in 'n jong man wat wel lustig is, sy arms val nie. Jesus is jou antwoord. Moenie in 'n vriendekring verval waar jy moet alle sonde aanvang om in te pas nie. Ware liefde sal jy by God kry.
Hy het so lief dat hy doodgaan. My vriende, geen wonder, die vorige diens het gesê, ek ag alles skade om Jesus as wins te verkry. Ons weet nou wat sonde is. Ons weet nou dat Jesus die antwoord is, maar hoe word ek volgens sy begeerte gelykvormig aan hom deur sy dood of aan sy dood? Luister wat sê Markus 16 vers 16. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Daar's net twee opsies. As baie van ons wat die Here wydsbeen dien, 'n bietjie Here, bietjie duiwel, bietjie Here, bietjie duiwel. Jy glo of jy glo nie, jy laat jou doop om gered te word, of jy sê ek is happy met my kerk. Asof jy word gered, of jy word veroordeel, jy mislei jouself met wydsbeen loop. Romeine 6 vers 3 en 4 sê, weet julle nie, dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is saam met hom begrawe. Deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die Vader ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Nou my vriende, kom ons praat gou saam. As jy begrafnis hou, ons hou 'n begrafnis vandaan. As jy praat van dood, dan kan jy my op wang by die persoon se neus sit, is die lewe nie. As jy praat van begrawe, dan praat jy van 6 voet 6, toegooi. Is ek reg? En wegstap van die graf af. Ons is baie lief, my ouers is ook dood. Nou, so hartseer soos wat het is om van my ma se graf te loop. Ek gooi haar nie met 3 korreltjies sand toe nie. Sodat ek so nou en dan kan gaan kyk aan haar nie. Sy is nou gesterwe, sy is nou dood, sy is heeltemal toegegooi en daar gelos. Nou sê die Bybel, as ons vir die sonde sterwe, dan is die doop soos die begrafnis. Wanneer jy deur die doopbad gaan en die predikant druk jy onder die water, heeltemal niks steek uit die, dan word jy begrawe en die ideaal is, die ou mens moet agterbly. Die ou nikke moet begrawe word. Hy ou hardnekkigheid moet begrawe word. Hy ou wederstrewigheid moet begrawe word. Eie wys moet bly in die graf. My wy. Niemand sê vir my nie, ek is groot, bly in die graf. Want die een wat opgewek word, is 'n nuwe een, wat lewe vir God in Christus. En sê Jesus Paulus, kykie, ek leef nie meer nie. Want ek is eintlik begrawe, nou 'n tydjie terug al, is ek begrawe. Hulle het klaar my begrafnis gehou. Christus leef in my. En hoe bedoel jy nou, broer? As jy wonder, dis anders. Hy vinnigheid van jou is nou met geduld vervang. Hy hoogmoedigheid, ek ry in 'n jeep, word nou met nederigheid vervang. Hy is nie my tipe nie, is nou 'n gesindheid van medelee. Want die Bybel sê, die gesindheid van Christus moet ook in julle wees. Die koortjie sê, ek is 'n nuwe mens, die ou het verdwyn. Nou baie keer is dit so dat die kinders van die Here die nuwe mens net in die kerk gebruik. Amen. Die nuwe mens kom
dan het jy die nuwe mense klere aantrek. Ek het nou nuwe mense klere aan. As ek uit die kerk uitkom, as ek uit die diens uitkom, en ek trek weer my sweater en my jeans en as ek weer ou mens. Is dit 'n begrafnis? Of spook dit? Spook jy, my vriend? Moenie vir jou laat doop vir lidmaatskap nie. Jong mense, moenie vir jou laat doop sodat jy kan hy tekkie skryf wat jy eintlik soek nie. My kind dien ook nou die Here sê, laat ek maar vir haar hy tekkies gee. Jy weet, as ek nou mooi loop, dan kry ek alles by my ouers, want ek sing, ek help met die sangdiens. God sien die hart. God sien as jy lewendig begrawe en lewendig teruggekom. As jy gedoop word, moet jy vir die regte rede gedoop word, my vriende. God is ernstig oor sonde, want sonde is ernstig. God het sy seun gegee, hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Sê die Bybel in 2 Korintiërs 5 vers 21. Ons onthou mos sonde is wetteloosheid nie. Nou het jy al gehoor, gelowiges sê, ja, maar die wet is aan die kruis genaal. My Bybel sê, sonde is wetteloosheid. Maar die wet is aan die kruis genaal, broer. So as ons nou nie meer wet het nie, as sit ons met wetteloosheid. En wetteloosheid is wat? 'n sonde. Hoe kan pastoor sê, ons het nie meer wet nodig nie, as God sê, die wet is nodig, want sonder die wet sit ons met sonde. Nee, maar broer, ons lewe onder die genade. Nou, hier buiten staan 'n kar van my. My kind, van my kon sê, Daddy, ek het nou die kar gestamp. Ek het nou dronk gery, ek het nou die kar gestamp, het was nou my skuld. Moenie worry nie, my kind, haas genade. Gaat jy dit doen? Hoekom moet God dit doen? Jy gaat niks oorkom nie, my kind, daar is genade. Ek sal die kar regmaak, jy kan maar weer dronk gaan ry, jy sal niks oorkom nie, jou pa is vol genade. Is dit die God wat ons dien? Dis wat ons verkondig, as ons sê, ons het nie meer wet nodig nie. Want God se wet het sy plek, die wet wys die sonde uit, sodat ek kan die genade soek. Luister mooi hierna. Geen wet, geen sonde. Geen sonde, geen verlosser. Geen verlosser, geen genade. Geen genade, geen evangelie. Geen evangelie, geen kerk of gemeente. En geen gemeente, geen predikant. So 'n predikant wat sê ons die wet nodig het, hy speel met sy eie werk. Want was dit nie vir die wet nie, was daar nie sonde nie. En was dit nie vir die sonde nie, was daar nie 'n verlosser nie. En was daar nie 'n verlosser nie, was daar nie genade om deur die evangelie te verkondig nie. En as ons nou nie vanaand hier staan om die evangelie te verkondig nie, dan gaan die nooit 'n gemeente wees nie. En as die nie 'n gemeente is nie, waar gaan pastoor werk? Ons moet oplet wat ons praat, my vriende. Die oortreding van God se wet in ons dag is 'n probleem, en sonde is ook 'n probleem, en is nodig dat ons 'n verlosser
het om ons genade te gee, om ons sy evangelie te gee, wat deur die prediker verkondig word. Daarom roep die prediker vanaand uit, sterwe vir sonde, gaan dood vir sonde, moenie in sonde sterf nie. As jy deur die doopwater gaan, wanneer jy deur die doopwaters onderdompel word, volgens God se woord, gaan jy daarin, nie om in die tel te wees nie, maar om begrawe te word. Die ou sondige self moet begrawe word. Jou begrafnis. Want jou lewe buite hy doopbad moet 'n wandeling op die voetstappe van Jesus wees. Nie ek, maar Christus moet in my verhoog word. Nie ek, maar hy gehoor word en gesien in my lewe. Nie ek, maar hy, geen dwaase selfverheffing. Nie ek, maar Jesus moet in my alles wees, my vriende. Nadat ek begrawe is. So die doop is nie 'n lidmaatskapstorie nie. Die doop is nie net, ek wil ook in 'n rivier gedoop word, ek wil in die see gedoop word. Hulle my sommer 7 keer doop. Ons begrawe niemand 7 keer by die begrafplaas. Jesus was nie 7 keer begrawe nie. Hy was net begrawe en toe sy begrawe, want hy op en af, weet jy nie later kom of gaan jy nie, bly jy sommer buite. Ons draai God se woord om smaak te wees terwyl ons sy woord getrou volg. Hy is eenvoudig, jy word begrawe. Ons weet wat begrawe beteken. Ons weet hoe ons begrawe. En as jy opgewek word, is dit om te lewe vir God in Christus. My vriende, Paulus verlang om aan Jesus gelykvormig te word aan sy dood. Soos Jesus vir sonde gesterf het, het hy vir sonde, wil hy sy begeerte is om vir sonde te sterf, en Jesus se verlange vir u vandag is om dood te gaan vir sonde. Hoe lank wil ons nog sonde vertroetel? Want die dood wat hy gesterf het, sê Romeine 6 vers 10 en 11, het hy vir die sonde gesterwe. En hy het vir eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, Jesus nou, leef hy vir God. Is Jesus in jou hart? Is jy 'n kind van Jesus? Woon hy in jou, my vriend? As jy vanaand ja sê, dan beteken dit jou ou self moet begrawe gewees het deur jou doop. As jy nog nie begrawe is, het jy begrafnis nodig. En as jy lewendig begrawe gewees het, moet jy seker maak die keer sterwe jy. Jy blaas hy laaste sonde asem uit. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is. Maar lewend vir God in Christus. My vriende, God se begeerte, Jesus se begeerte vir ons, my vriend, is net die beste. Hy wil nie hê dat ek nie moet omkom in sonde nie. Daarom kom hy met liefde en hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Dit was nie om te oordeel nie. Dit was 'n ander saak. Is een van my gunsteling koortjies. Hy het gekom om ons te red en salig te kan maak. Wat noem ons hom? Ons noem hom wat? Zaligmaker. Hoekom? Want dit is sy regte naam. Prys sy wonderlike naam. My vriende, laat ons
Ek lees vir u ten einde Romeine 6 vers 12 en 13. Luister hierna. Laat die sonde in julle sterflike liggame nie heers nie. Dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar, luister wat sê die woord van die Here. Stel julle self tot beskikking van God. As mense wat uit die dood lewend gemaak geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid van God. As dit u begeerte soos wat dit Jesus se begeerte is, dat u sonde wil afsterf vanaand. Terwyl jy daaroor dink, gaan hulle vir ons 'n lied offer en dan sal ons saam bid. Is there room in your heart for the Savior? Or is he left alone outside? Do you live in his love and his favor? Have you let him with you abide? We make room for the things that bring pleasure and pain, when so often we know it is only in vain. For what counts now and always is making it plain. Is there room in your heart for him? Is there room in your heart for the Master? Are you fully resigned to him? All the things of this life you seek after, he'll provide every one of them. Most of all, he needs you listen out to his voice. There's no time for delay. Will you make him your choice? Is there room in your heart? Oh, before he depart, say there's room in your heart for him. Is there room in your heart for him? As 'n plek in die hart vir Jesus. In my hart is 'n plek vir hom. Ek sê vanaand welkom, Here. Here, ek wil sterwe sodat U in my kan lewe. Wees my arme sondaar genadig asseblief, Here. Ek is nie vanaand beter as hierdie mense nie. Vat my swak kant en die sterk kant. Wil U ook genade hê? Vanaand is daar genade, maar die wet bly. Ons vat hierdie wet weg. Ons soek hy genade, want ons het die wet oortree. Ons sukkel met sonde.
sal sy reddende genade nie vanaand deur u aangegryp word nie. As u vanaand genade soek, staan saam met my. As u vanaand sê, Here, hier is plek in my hart vir u, in alle opregtheid staan ek. Staan saam met my terwyl ons bid. Here, ons het nodig om dood te gaan vir sonde. Sonde het ons lewens opgemors. Ons loop met letsels van sonde. Ons is onrein as gevolg van sonde. Ons is besmet met sonde. Ons is skuldig aan sonde. Ons verdien die dood as gevolg van sonde. Ons maak vanaand aanspraak op u versoeningsdood. Jesus, u bloed het geloop, sodat daar versoening vir ons kan kom. Ons neem vanaand u aan as ons saligmaker, want ons glo dit is u regte naam. So skuldig soos ons is, so vervalle soos ons is, kom ons na u toe. En ons vra, Jesus, was ons in die bloed van die lam, sodat ons witter kan wees as sneeu. Reinig ons van elke sondesmet. Begrawe ons en help dat die ou mens in die graf sal agterbly, dat mense Jesus in ons lewens sal sien. Elke dag, Here. Waar ons gaan, dat mense sal sien, waarlik is 'n kind van die Here. Dis ons begeerte vanaand. Want dis u begeerte, dat ons vir sonde moet doodgaan, sodat ons nie in sonde kan sterf nie. Help ons, Here. Ons wat vanaand die opgestaan het u dringend nodig. Diegene wat 'n bietjie skamerig sit, ons weet in hy hart is oorlog tussen goed en kwaad. Help dat u engele, u gees oorwinning sal kry voor dit te laat is. Ons bid vir onsself en vir ons families en vir hierdie dorp, vir ons gemeenskappe, vir ons land, want sonder u is ons in ellende. Kom terug, Here, en neem u plek in ons lewens. Ons bid dit nie omdat ons goed dit verdien of waardig is nie, maar enkel het genade in die naam van Jesus. Amen en amen.